Gemeente, die funksie van die eerste gebed in die erediens is om vir die Here te vra om nou in ons harte 'n rustigheid en 'n vrede en 'n ontvanklikheid te bring vir sy woord. So u kan net so bly sit, dan vra ons dat die Here nou self deur sy woord aan die woord sal kom. Ons 'n wonderlike hemelse Vader, Here, omdat u God is, omdat u waardig is in u heiligheid en almag, dat mense voor u buig, dat mense voor u stil word, in nederigheid en hulle kleinheid van u besef. Daarom sing ons hierdie liedere so met oorgawe. Dankie vir die pragtige skepingslied. En terwyl ons ook so deur die psalms besig is, sien ons ook, Here, hoe mense in opeenvolgende tye altyd die grootheid van u in die skepping raak gesien het en geëer het. En ons as die kroon van die skepping, dat ons ook so, Here, deel mag wees van alles wat u volmaak daar gestel het. Baie dankie, Here, vir die bestaan van ons kerk. Baie dankie vir die bestaan van ons gemeente en dat u ons seën, dat dit met ons goed gaan en dat ons, Here, die evangelie van God se verlossingswerk in die wêreld kan uitdra en daarvan kan getuig. Here, terwyl ons dan nou ook vanoggend hierdie herderlike skrywe lees en weet dat ons elke woord onderskryf, dat daar 'n ernstige kommer in ons harte is oor dit wat besig is om in ons baie mooi land te gebeur. Voeg ons stem by gelowiges wat vra, Here, dat u in die harte van mense sal werk en dat daar weer eerlikheid en integriteit sal kom en dat mense in hierdie land saam sal werk vir die belang van almal. Maar Here, ons vestig nie ons hoop op mense nie. Ons vestig ons hoop op die lewende God, wat alles in sy hand hou, en wat ons beskerm, omdat hy ons liefhet. Here, ons lees ook nou die Bybel, en ons erken dit is u woord. Dit is die bekendmaking van u self, en van u wil vir ons lewens. Kom dan nou in hierdie oomblikke, o Heilige Gees, en vul ons met die heerlikheid en die volheid van u woord. En seën dit in elkeen se harte, wat het vanoggend hier in hierdie kerkgebou hoor, maar ook later daarna sal luister. Hoor ons gebed, Here, ons vra dit van u, in Jesus Christus se naam. Amen. Ons skriflesing uit die Nuwe Testament, uit die Hebreërbrief. Uit die brief aan die Hebreërs lees ons uit hoofstuk 13 en ons lees net die slotgedeelte vanaf vers 20 tot en met vers 25. Hebreërs 13 vanaf vers 20. God wat vrede gee, het ons Here Jesus, wat deur die bloed van die ewige verbond, die groot herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Broers, dit is my dringende versoek,
Julle moet geduldig na hierdie woorde luister, waarmee ek julle bemoedig het. Al het ek dit net kortliks aan julle geskrywe. Julle weet seker al dat ons broer Timoteus vrygelaat is. As hy gou genoeg kom, bring ek hom saam wanneer ek julle besoek. Groete aan al julle voorgangers en aan al die gelowiges. Die wat van Italië afkomstig is, stuur ook vir julle groete. Die genade van God sal by julle almal wees. Die tekswoorde vir ons prediking sal die twee gedagtes wees wat die skrywer aan mekaar bind, as hy sê dat God Jesus uit die dood terugbring en julle dieselfde God julle toerus met alles wat goed is om sy wil te doen. Dit sal die tekswoorde vir ons prediking wees. Die twee gedagtes dan wat ons vanoggend saam lees en wat ook een uitspraak is dat God aan die een kant Jesus uit die dood terugbring en dat hy dieselfde God ons dan toerus om sy wil te doen. Daardie twee gedagtes is dan die tekswoorde vir ons prediking. Liewe broers en susters in die Here, hulle sê daar is talle sterre wat in wentelbane om ander sterre beweeg. Dit beteken dat 'n lig wat van die aarde na 'n enkele ster kan lyk, in werklikheid twee sterre kan wees wat om mekaar wentel en wat dan een enkele ligstraal na die aarde stuur. Hierdie verse wat ons uit Hebreërs saam gelees het en wat ons teksverse is, laat my aan hierdie verskynsel dink. Want in hierdie verse is daar ook sprake van twee onderskeibare gedagtes, wat tog ook onlosmaaklik aan mekaar verbind is. In die een gedagte gaan dit om die herder van die skape, om God se opstandingswerk, waardeur Jesus Christus uit die duisternis van die dood na die regterhand van God geneem is. Die ander gedagte draai weer om die Here se werk in die mens. Die wyse waarop hy dinge wat vir hom aanneemlik is, wat in ooreenstemming met sy wil is, in en deur ons tot stand bring. Hierdie twee dinge, hierdie twee sake bind die skrywer van die Hebreërbrief aan mekaar. Die vraag is, hoekom sou die Hebreërskrywer hierdie gedagtes reg aan die einde van sy brief plaas? Ons weet dat die slot van die Nuwe Testamentiese briewe baie keer die klimaks van die brief is. Die belangrikste boodskap word mee afgesluit. Dit wat die skrywer graag wil hê, moet in sy lesers se geheue vassteek. Nou die brief is gerig aan 'n groep Joodse Christene om hulle te waarsku teen verslapping en afvalligheid. Om nie met hulle lewens en hulle lewenstyle die duur verlossingswerk in en deur Jesus Christus te verloon nie. Om in die geloof vas te staan, stewig in God geanker. En daarbij was dit 'n tyd van groot verdrukking, vervolging en van bittere swaar kry in elke opsig. Daarom sluit die skrywer met hierdie woorde, wat eintlik in 'n gebedsvorm geformuleer is, wat eintlik sy gebed vir sy lesers is. En die kern van wat hy vir hulle wil sê is, dieselfde God, wat in sy onbeperkte almag Jesus Christus uit die dood terugbring. Daardie God sal julle toerus met die goeie, sal in julle tot stand bring wat aanneemlik vir God is, sal julle stewig in hom anker. Ons kan dit wat die skrywer sê met 'n beeld beskryf. Besoekers aan Japan is gewoonlik verstom
oor die welige subtropiese plante groei, wat hulle selfs in die ysige winters op daardie eiland aantref. Hulle verstaan nie hoe die palm en die bamboes en die lemoenboom kan floreer, terwyl die sneeuwwinde daarteen aanwaai nie. Wetenskaplikes verklaar die rare verskynsel aan die hand van die lewendige vulkaniese aktiwiteit. Dis heeltemal moontlik dat die in ysige omstandighede dit nog vuurwarm onder die aarde se oppervlak kan wees. So die bome het met twee teenoorgestelde klimaatstoestande te make. Bo kan die grond met hierdie snerpende koue, maar onder die grond die tropiese hitte. Maar waar die wortels lê, is vir die plant se groei die bepalende. So sê die Hebreërskrywer dieselfde. So bemoedig die skrywer sy lesers, daar sal in die lewe die ysige storms wees, van siekte, van nood, van vervolging, van ontbering, en daar sal die dreigende afvalligheid wees, daar sal die versoeking tot 'n louheid van geloof wees. Maar julle moet in die sekerheid van die verlossing veranker bly. Dit moet julle anker wees, want waar jou wortels is, waar jou anker is, dis wat saak maak. So dan sal jy in enige lewensomstandigheid lewend kan bly en kan doen wat vir God aanneemlik is. Hoe hulle in God verankerd kan bly, dit sê die skrywer ook vir hulle. Hy sê in die eerste plek, God sal julle toerus. Hy sal julle toerus om in hom 'n anker te vind. Hy bedoel die Here bring in julle tot die insig om te weet hy is die enigste anker. Ons kan dit op 'n ander manier sê. Die Here laat ons hunker na die doen van die wil van God. Hy skep in ons daardie begeerte om sy wil te doen. As ons nie regverdig is nie, as ons nie die wil van God doen nie, dan sal ons steeds bewus bly van 'n diepe hinkering en 'n onvervuldheid. En hierdie hinkering moet ons aanspoor, sê hy, om dit te bevredig. Hierdie hinkering of begeerte is God wat in jou werk, dit in jou voorbereidingswerk doen vir sy toerusting. Die kerkvader Augustinus het gesê, my hart bly onrustig, totdat dit rus vind in God. Dit kan nie anders nie. 'n seevoël vlieg nie verniet laag oor die skuimende water nie. En 'n jong leeu soek nie verniet na iets om sy honger te stil in die bos nie. Dit is God die Vader wat die hinkering na sekere dinge skep, sodat hy ook daarin kan voorsien. Dit beteken dat ons hinkering, daardie begeerte, eintlik alreeds 'n seën van God is. Maar die Hebreërskrywer gaan nog verder. Die Here rus ons nie net toe nie. Hy berei ons nie net vir die goeie voor nie. Hy skep nie net alleen die diepe hinkering om sy wil te doen nie. Maar in Jesus Christus bring hy ook in mense tot stand wat vir hom aanneemlik is. Maak hy iets, skep hy iets wat nie voorheen daar was nie. En hy doen dit deur ons as mense voortdurend te verander na sy beeld. Deur die onaanneemlike elke dag weg te neem en die aanneemlike in die plek daarvan te stel. Hy berei ons nie net voor nie, hy laat dit ook 'n werklikheid word. Die Hebreërskrywer sê met dieselfde almag en onbeperkte krag wat God vir Jesus uit die dood teruggebring het,
Met daardie selfde almag en krag sal hy elke dag toerus om sy wil te doen. Sal hy as het ware ook vir julle in 'n geestelike sin elke dag van die dood terugbring en julle laat lewe. Ons lewens, geliefdes, is baie keer leweloos, vasgevang in die in ou gewoontes, in ou lewenstyle, in verouderde maniere. God wil dit nuut maak deur ons in hom te anker. Mag die Here ons elkeen daartoe help. Amen. Kom ons dank nou saam. Ons wonderlike hemelse Vader, baie dankie Here, dat U in ons hart 'n onrustigheid skep, 'n hinkering, wat U alleen dan kan stil. Niks anders in hierdie wêreld kan dit vir ons bied nie. Daardie vrede, daardie insig dat ons U nodig het en dat ons verhouding met U goed is, dat U ons red van die dood en ons die ewige lewe gee, is 'n wete wat ons net by U kan kry. Dankie dat U vir ons sê, met dieselfde krag en almag waardeur Jesus uit die dood teruggebring is, met daardie selfde krag, is U besig om ons toe te rus, sodat ons anker in U kan wees. Here, dit is 'n wêreld daar buite met groot uitdagings. Alles loop nie altyd reg nie. Daar is soveel aanvegting in ons geloof. Maar U is 'n God wat ons elke dag al hoe meer verander, sodat ons vir U aanneemlik is, sodat ons U wil doen, sodat U die goeie in ons tot stand kan bring. Help ons om ons ankers, Here, reg te hê in hierdie lewe. Dit vra ons van U in Jesus Christus se naam. Amen.